Baie welkom by Tehila Studiesentrum en Olyftak bedieninge. Ons bied aan u die skrifporsies in Afrikaans. En in Engels, subscribe, like en share asseblief hierdie kanaal. Dan wil ons u ook uitnooi na ons Paasfeesvieringe. Ons gaan dit soos 'n luukse kamp hou in die distrik van Oranjewil. Kontak ons asseblief as u deel van ons kamp wil wees. Ons gaan baie tyd vir ontspan gee en ons gaan ook heerlik saam kuier om die woord. Ons gaan lofprys en daar gaan 'n paar kosbare lesings wees. Keer terug na ons skrifporsie. Hierdie is skrifporsie nommer 21. Kitisa. Dit beteken letterlik om op te lig. In die eerste 5 boeke, die Torah, lees ons uit Exodus 30 vers 11 tot 34 vers 35. In die profete gedeelte lees ons uit Konings, 1 Konings en Esegiel. In die goeie nuus, die Brit Hadesha, lees ons uit 1 Korintiërs 8 en Markus 7 en 8. Kom ons word net eers stil voor Abba. Almagtige Vader, Skepper en Koning van die heelal. Ons kniel vandag in aanbidding voor U. U is groot en wonderbaar. En ons dank U vir U genade. Ons loof U omdat U goed is en ons vra dat U ook ons koppe vandag oplig en diep in ons siel inkyk. Help ons om ook te verstaan wat U vandag vir ons wil leer. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Messias, wat in Hebreëus Yeshua genoem word, wat verlossing beteken. Amen. Kom ons lees uit Exodus 30, vers 11. Verder het Jahwe God met Moses gespreek en gesê: As jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteldes, moet hulle elkeen vir sy lewe losgeld aan Jahwe die Here gee, as hulle getel word, sodat geen plaag onder hulle mag wees as hulle getel word nie. Dit moet hulle gee, elkeen wat na die geteldes oorgaan, 'n half sikkel, volgens die sikkel van die heiligdom. Die sikkel is 20 gerra. 'n half sikkel as 'n offergawe aan die Here, Jahwe. Elkeen wat oorgaan na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo, moet die offergawe van die Here Jahwe gee. Nou, optel of tel? Onthou, Hebreëse taal is baie ingewikkeld. Maar hierdie beteken letterlik Kitisa, as jy oplig. En dan die regte Hebreëse woord sê jou kop. If you lift or when you lift up. Kom ons maak onsself gereed om hierdie week ons koppe op te lig. Die korrekte vertaling vir som in ons vertaling is rosh of kop. Kom ons verbeel ons, Abba sit sy vinger onder ons ken as hy ons tel en hy lig ons koppe op en kyk diep in ons oë binne in ons siel. Die eerste letters van die Hebreëse woorde spel ook kroon. Abba gaan hierdie week ook ons help om ons kroon reg op ons kop te sit. Ons is sy kinders en die kroon van geregtigheid en sy verlossing moet ons met waardigheid dra. U kan gerus gaan lees in 1 Petrus 5 vers 4 en Openbaring 3 vers 11. U kan die video 'n oomblik pause of pauseer, is die Afrikaanse woord, en as u daardie skriffies wil neerskryf, of u kan later terugkom na die skyfie. Ja, 'n vriendin van my het vir die klein kleuterskoolkindertjies skool gehou en sy het altyd so op hulle koppies getel. So, kop en tel het baie te doen met mekaar.
Som of sensus word ongelukkig verkeerd vertaal. Dit beteken dat die koppe of siele getel moet word. Hier is dit die manlike Hebreërs. Die skrifborsie Ketisa, daar het ek dit vir u in Hebreëus uitgespel. Hierdie is soos 'n lywige en lewensveranderende porsie, dat ek stom staan waar om te begin. Ons leer van hoe Vader vir Moses Moshe alles vertel het, en geleer het van onder andere die volk se sensus, die offers per persoon, versoeningsgeld in shekels, die vertaling sê sikkels, die wierookaltaar, die brons wasbak. Die wasbak het ek nie genoem in die porsie nie, want dit is baie lank. So gaan lees dit asseblief, hoe die priesters en die hoëpriester hulle self moes was voor hulle voor Abba verskyn. Die Paasfees word ons herinner, want ons berei nou voor vir Paasfees, en die fees van weke, die resepte vir die heilige salfolie, en hoe, en wie, en wat, om te salf, en die wierookmengsel om in die heilige deel van die tabernakel te brand. Hy vertel ook vir Moses wie die 2 manne is wat hy Jahwe moet roep of geroep het en bekwaam gemaak het om al die dinge en ontwerpe vir die tabernakel te maak. Die 2 manne se name is Bezalel en Oholiab. Jahwe praat ook weer ernstig oor die 7de dag se rusdag en die Sabbat. Hy waarsku Moses ook dat die volk, terwyl Moses 40 dae op die berg was, 'n goue kalf gemaak het en dit aanbid en daar rondom fees vier. Maar ons sien ook hoe hy genadig is. Halleluja daaroor. Ek haal graag vir u aan uit Rabbi San se kommentaar vir die week se porsie. We had better be prepared to function as Shema, luister people this week. We had better have our spiritual ears so finely tuned to the voice of our bridegroom that we can instantly recognize the voice of another as exactly that. And we had better be 100% resolved in our hearts to refuse to Shema any and all other voices that speak to us, no matter how logical or how pleasing to the senses those voices may seem or sound. Is our heart pure? Are our hands clean? Are our eyes focused on things that are above? Is our spirit alive with destiny, purpose, and mission? Is your mind fixed on the prophetic declaration the divine bridegroom spoke over us on the day we all heard his glorious voice speaking the 10 words of abundant life over us, punctuated by thunder and lightning and smoke? Kom ons kyk eers na die rede vir die halwe shekel. Die Hebrew Folk Christians skryf, according to Midrash, dit is nou die oorgelewerde die Rabbi se kommentaar, kom ons sê so. The reason for this is that each Jew is being counted. Satan takes note and accuses them before God as transgressor, calling for the punishment of his sins. More likely is the idea that the census was meant to muster an army, and the tax was meant as Netu ish kofer nafsho la Adonai. Nafsho is die soul, ne? Your soul. Each shall give a ransom atonement for his soul to the Lord, namely for shed blood during battle. Since there was no minting process going on in those days, the exact amount of the half shekel is unclear, though it probably represents a known unit of measurement for the required silver or gold. This collected money was called Kesef HaKippurim, atonement money, and was to be melted down to create the 100 Adanim sockets
used to hold the pillars of the Mishkan, the tabernacle. Later, after the temple was created, the half shekel coin was used to purchase korbanot, animal sacrifices for the community of Israel. Ezra the scribe instituted the reading about the half shekel coin in one of the parashat. Shekalim, they call it. Dis die meervoud vir shekel. Dit is nie regtig 'n offer vir sonde nie, maar hierdie is ook sodat elke persoon wat sy shekel gegee het, hulle die hakkies daarvan gemaak vir die tabernakel. So elkeen het deel aan daardie tabernakel gehad. Hier kan jy onthou van dieselfde belasting wat Yeshua, Jesus en sy disippels moes betaal. Hy het aan Petrus opdrag gegee om 'n vis te vang en daar was 'n shekel in die vis se mond. Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie. Lees ons in Matteus 17 vers 27. Ga na die see toe, sê hy vir Petrus, gooi 'n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom. En as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater of 'n shekel dit kry daar binne-in kry. Neem dit en gee dit aan hulle vir my en vir jou. 1 shekel, 'n halwe vir Petrus en 1 halwe vir ons meester. So het hy vir ons geleer dat die Torah tog belangrik is. En gehoorsaamheid aan die wet, né? Eksodus 30 vers 22 sê, verder het die Here Jahwe met Moses gespreek en gesê, vers 23, en jy neem vir jou van die beste speserye 500 sikkels fyn mirre en die helfte soveel geurende kaneel, 250 sikkels en 250 sikkels geurende kalmoes, 500 sikkels kassie. So volgens die sikkel van die heiligdom en 'n hin olyfolie en maak daarvan heilige salfolie. 'n Salfmengsel soos 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. Voordat ek vers 26 lees, wil ek net vir u sê, ons gaan vandag net na 'n paar aspekte van die hele porsie kyk, omdat dit baie lywig is. Ek vertrou u sal dit in u stilte tyd verder gaan bestudeer. Of ons moes eintlik die week wat verby is, want hierdie is net die gedeelte wat gelees word op die 7de dag Shabbat in die tempel. Vers 26. Daarmee moet jy dan die tent van samekoms salf. En die ark van getuienis, dis nou die ark wat in die allerheiligste is, waarin die wette en ander artikels geplaas is. Eksodus 30 vers 27. En die tafel met al sy gereedskap moet gesalf word, en die kandelaar met sy gereedskap, en die reukaltaar, die wierookaltaar, né? En die brandofferaltaar met al sy gereedskap, en die waskom met sy voetstuk. So moet julle hulle dan heilig, dat hulle hoogheilig kan wees. Elkeen wat aan hulle raak word heilig. Jy moet ook Aaron en sy seuns salf, en hulle heilig, om vir my die priesterampt te bedien. So wil Abba ons ook salf. En ek erken daardie pragtige skilderstuk. Ek kan nie mooi lees wat daar staan nie, ek dink dit is profetes Veronica Povier of so iets. Maar ons gee erkenning aan daardie pragtige skilderstuk. Hier sien ons in die agtergrond hoe die hoofpriester die wierook op die altaar giet om te brand as reukwerk. Ons praat ook van 'n wierookmengsel. Ons praat van die wierookmengsel, want dit was nie net wierook nie, maar 'n mengsel van speserye. Verder het die Here Jahwe vir Moses gesê, neem vir jou speserye, storaks, gom,
en naaltjies en galbanum, speserye en ook suiwer wierook, alles in gelyke hoeveelhede, en maak daar reukwerk van. 'n mengsel soos die salfmenger dit maak, met sout gemeng, suiwer en heilig. Hierdie is 'n studie op sy eie, die salfolie en die wierookmengsel. Gaan lees maar gerus hoe Vader die opdrag gegee het om die wonderlike speserye te meng. In ons vorige porsie het Abba aan Moses opdrag gegee om 'n wierookaltaar te laat maak en reg voor die ingang na die allerheiligste op te rig. Die Hebreëse woord vir wierook is eintlik die mengsel insens. Ketoret is die Hebreëse woord. Die Paleo-Hebreëse woordprentjies vir my van die woord ketoret is tyd om ring, kop en teken. Daar word ook van reukwerk gepraat. Vir my is dit is tyd vir ons koppe om omring te wees met hierdie teken, die teken van die wierook. In die week, iewers het ek gehoor dat die wierook, frankincense, boom geslaan moet word om die hars, die suiwer wierook daaruit te kry. Hierdie studiestuk gaan baie oor suiwerheid en heiligheid. Dit laat 'n mens dink, né? Wierook word ook gesien as die gebede van die gelowiges, volgens Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor Jahwe, ons God. Is ons gebede suiwer voor hom? Is ons suiwer? Abba, ek bely sommer dadelik, maak my rein en suiwer en heilig voor U, veral wanneer ek voor U troon verskyn. Terwyl Moses Moshe die 40 dae op die berg is, bevestig Abba Vader weer sy weeklikse 7de dag, die rusdag, die Shabbat, met die volk. Hy herinner ook vir Moses aan die korrekte manier van Paasfees vier, as ook die fees van ongesuurde brode vir elke week, vir 'n week, elke jaar, wat net na Paasfees gevier word. Maar onder die berg raak die volk rusteloos en hulle ooreed Aaron om vir hulle 'n goue kalf te bou, waarvoor hulle buig, want Moses is nou kwansuis te lank op die berg. Wanneer Moses van die berg afkom, met die 2 kliptafels waarop Abba self met sy vinger die wet geskryf het, is Moses so boos oor die sondes van die goue kalf, dat hy die kliptafels met die gebooie stikkend gooi. Daarna vra die volk vir Moses om namens hulle vir hulle by Vader in te tree. Hy vergewe weer, ons koning is so groot. 'n verbond. Hy stel 'n verbond tussen hom en die volk in. Abba gee ook self sy 13 karaktereienskappe aan Moses in Eksodus 34 vers 6 en 7. Maar groot asseblief, gaan soek sy karakter vir uself in daardie wonderlike verse. Lees asseblief bidend vir uself die hele stuk wat hierbo aangedui is. Ek lees net vir u Eksodus 34 vers 6 tot 8. En toe die Here Jahwe by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here Jahwe Elohim, Herbarmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. Let op, Abba self het dit uitgeroep. Goeie tierenheid en trou, wat die goeie tierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Toe het Moses hom gou
na die aarde toe gebuig en neergeval. En gesê, Here Jahwe, as ek genade in die oë gevind het, laat dan tog die Here ons in ons midde trek, want dit is 'n hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde, en neem ons aan as 'n erfdeel voor U. Sjoe, geliefdes, vergewe dat dit 'n langer as 20 minute studiestuk is. Maar ek wil so graag ook vir u 2 gedeeltes lees uit ons profete en geskrifte Haftara, 1 Konings 18 vers 1 tot 39 en Esegiel 36 vers 16 tot 36. Vers 16. Verder het die woord van die Here Jahwe tot my gekom. Dis nou Esegiel. En gesê, mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het hulle dit verontreinig met hulle wandel, met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet, vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met trekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies, en hulle is versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel, hulle handelinge, en hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het. Het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat hulle van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here Jahwe, en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het dit my ter harte gegaan, om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het, onder die nasies waar hulle gekom het. Vers 22. Daarom sê die huis van Israel, so spreek die Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies, waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet, dat ek die Here Jahwe is, spreek die Here, Jahwe Elohim, as ek my in julle voor al oë as die heilige laat ken. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in julle lande bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinheid, van al julle trekgode sal ek julle reinig. Dankie, Abba Vader, dat u ook ons wil reinig en heilig. Vergewe ons. Uit die goeie nuus, die Brit Hadesha in Hebreëus, lees ek net kort gedeeltes vir u. Gaan lees asseblief daar die hele gedeeltes, want dit is baie kosbaar. Ek lees uit die Pad van Waarheid tot die Lewe vertaling. 1 Korintiërs 8 vers 4. Wat kos betref, wat aan afgode geoffer is, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Want al is daar ook sogenoemde gode, of dit in die hemel of die aarde is, soos daar dan ook baie gode en baie meesters is. Daar is vir ons net een, God die Vader vanuit wie alles is, en ons in hom, een, Jahwe Yeshua, Jesus die gesalfde een, Christus, wat alles is deur hom, en ook ons is in sy hand. Sjoe, dis 'n kosbare stuk. Markus 7 vers 6. En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer, soos geskrywe is, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl hulle die gebod van God Jahwe nalaat, hou hulle aan die oorlewering van mense vas. Die wassery van kanne en bekers en allerlei dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hierdie is woorde wat Jesus Yeshua self gesê het. En hy het ons die
Fariseërs en die skrifgeleerdes aangekla. En so kla hy ons aan. Help ons om ons hand diep in ons eie boesem te steek vandag. Abba, dierbare en genadige Hemelse Vader, ons buig nederig voor U vandag, om te bely dat ons ook in ons lewe soms afgode en ons eie goue kalf aanbid of navolg, of soms so ver van U af beweeg. Ons volg ook so maklik menslike wette en voorskrifte na, sonder om seker te maak dat dit van U afkom. Ons kom bely dit vandag voor U, Abba. Dankie dat U altyd vergewe. Dankie dat U 'n genadige Vader is, vol van ontferming en barmhartigheid. Ons loof U vandag daarvoor. Dankie vir ons Messias, die gesalfde wat aarde toe gekom het om vir ons te ly. Dankie dat hy lewe en nou in die hemel vir ons pleit. Ons vra dit in sy wonderlike naam. Amen. Wat het U vandag geleer, geliefde? Skryf dit in die joernaal soos Abba dit in ons harte skryf. Ek het ook 'n vraag. Sal U asseblief ons webwerf besoek en dit aan almal wat U ken stuur? Laat ook asseblief vir ons 'n boodskap daar. Daar is talle kosbare aflaaibare studiestukke. Hieronder is die webwerf se naam en U kan net daardie woorde intik of net stop en hulle sê control klik, dan kan jy direk soontoe gaan. Baie dankie vir die meelewing vandag en baie dankie dat ons saam voor sy woord kon wees. Shalom tot volgende week.